vandag hier om met ons groot en almagtige God leer ken het, 'n God van liefde, wat my en jou ingenooi het in sy teenwoordigheid. Ek en jy is hier, omdat ons getuies is van sy liefde. En ons kan sing vanoggend, loof en prys, omdat ek en jy in sy teenwoordigheid staan, en hy in ons lewens werk, deur sy gees. Ek en jy is die genooides, en ons is hier om te staan in die fees van God se liefde, en van sy genade, en van sy almag. En kom ons sê nou vir hom met hierdie volgende lied, hoe ek en jy dors na hom, nie na 'n droom nie na enigiets anders nie, maar dat ek en jy dors na hom in sy teenwoordigheid. Ek sit nou so en dink, ons is eintlik almal baie bevoorreg om hier te kan sit. En ons weet na wie toe kan ons gaan wanneer ons dors het, wanneer ons seer het, wanneer ons hartseer het, wanneer ons pyn het, wanneer ons kwaad het. En dan kom dit by my op. Daar's so baie mense daar buite wat nie weet dat hierdie water is gratis nie. Hierdie water van genade, hierdie bloed wat jou skoon was, van elke seer, van elke sonde, van elke pyn, en God se hande wat jy so kan vashou. Mag ons elkeen uitgaan en dit gaan wees vir mense. Ons nie vir onsself hou nie. Almal wat dors het, almal in pyn, hy is die water wat lewe gee. Deur sy genade was hy jou skoon, en in sy liefde maak hy jou hart weer heel. Kom hier, Jesus, kom hier, Jesus, bring al jou hartseer en al jou kwaad, en lê dit voor God neer. Laat hy dit vir jou dra. Sy liefde oneindig het hy bewys met Jesus se lewe, vir ons elkeen die prys betaal. Kom, o Heilige Gees, kom, o Heilige Gees, kom hier, Jesus, kom. Kom hier, Jesus, kom. Kom, o Heilige Gees, kom.
Jesus, U hoor ons harte, U hoor ons noodkreet. U hoor ons verlange om in die teenwoordigheid te staan en dankie dat ons vanoggend ook U woord kan lees en dat ons U stem kan daarin hoor en die uitnodiging en die oproep kan hoor vanoggend. Daarom bid ons Vader, mag U woord vanoggend ons lewens ingrypend verander. Mag hierdie gemeente 'n gemeente wees wat lewensverrykend verander, wie se lewens aan U behoort. Mag hierdie 'n gemeente wees wat leef na U hart, wat leef in gehoorsaamheid en U volledig dien met alles wat hulle het. Mag U ook vanoggend vir ons lei. Dankie dat U hier is. In Jesus naam. Amen. Môre. Sommer lekker om saam met julle vanoggend weer te wees. Ek wil vanoggend met jou sommer ietsie deel wat ek dink wat verskriklik belangrik is. Wat die Here met my 'n pad die afgelope tyd oor stap. En ek wil hê vir 'n oomblik, kyk net gou-gou 'n bietjie langs jou. Nie net die persoon wat langs jou sit nie. Kyk gou 'n bietjie na die leë sitplekke langs jou. Wil ek vanoggend jou vra, wie moet daar sit? Ons hou daarvan om mense te nooi, is dit nie? Ja, vanmiddag het ek mense genooi om, hulle kom by my eet, by my kuier. Gister het ons gemeente 'n klomp mense genooi, by 'n ander plek, by 'n ander gemeente om. Maar ons hou daarvan om mense te nooi. Ons hou daarvan om mense in te nooi, gasvry te wees en iets met hulle te deel van ons, van ons hart met hulle te deel. Is dit nie? Dis wie ons is. Ons hou daarvan om mense te nooi. Dit sê iets ook van wie ons is. Maar ek wil vanoggend vir jou vra, dink gou 'n bietjie, wie het jy die laaste keer wanneer jy iemand genooi het? Wie het jy genooi? Was dit familie? Was dit vriende? Was dit mense wat jy goed ken? Wie het jy genooi? Dink bietjie, ons nooi baie keer die mense van wie ons hou. Ons nooi hulle gewoonlik. En ek wil hê vanoggend moet jy iets raak sien, dat Jesus vir my en vir jou vandag dalk 'n ander perspektief wil kom gee op wie ons nooi. En jy gaan dalk nooit weer dieselfde dink daaroor nie. En ons gaan vanoggend Lukas 14 gaan ons lees en die Here gaan dalk vir ons iets kom wys. Jesus was genooi. En hierdie verhaal speel af waar Jesus genooi is na Fariseer se huis toe. En terwyl hy by die Fariseer se huis is en hy by die maaltyd is, hou hy dop wat rondom hom gebeur. En hy sien dit wat afspeel, hoe mense hulle self verhoog. En dan kom hy en hy kom leer vir hulle 3 lesse in hierdie volgende gedeelte, terwyl hy by hierdie Fariseer se huis is. Nou kenners sê, elke mens dra 'n bordjie, wat eintlik so 'n onsigbare bordjie wat hy hier wat op hom hang, wat hy eintlik hier het, wat hy wil hê almal moet raak sien. En op daai bordjie wat elkeen van ons dra, elke mens sê hy, sien my asseblief raak. Aanvaar my. Laat my belangrik voel. Of ons nou wil weet of nie wil,
ek en jy dra ook daai bordjie. Almal van ons wil raak gesien word. Almal van ons wil aanvaar word. Almal van ons wil dat iemand vir my en jou laat belangrik voel. En so het elke persoon daai onsigbare bordjie wat hulle dra. En wanneer jy mense raak sien, wanneer jy mense laat belangrik voel, wanneer jy mense aanvaar, het jy goeie verhoudings met mense. Wanneer jy daai bordjie ignoreer en mense nie aanvaar nie, hulle nie raak sien nie, gewoonlik het jy nie goeie verhoudings met mense nie. So op grond daarvan, onthou dit as deel van dit wat ons vandag ook gaan raak sien. Nou in Jesus se tyd, ook mense het selfe bordjies gedra, maar mense het in daai tyd hierdie 'n sekere klomp goeder statussimbole gehad, en dis wat hulle nagejaag het, as ek hierdie paar statussimbole kry, dan gaan ek eintlik belangrik wees, dan gaan ek raak gesien word in die samelewing. So dis waarmee hulle rondgeloop het. So, as ek na een van die statussimbole was, as ek na die regte huis toe genooi is, dan gaan ander mense vir my raak sien en ek gaan belangrik wees. En nie net as ek na die regte huise toe gaan nie, as ek op die regte plekke sit, dan gaan mense notisie van my neem, dan gaan ek belangrik word. So dis hoe dit was in daardie tyd. Dit het nie meer vir mense gegaan oor die karakter nie. Dit het meer gegaan oor my reputasie, oor wie ek is. Dat ek op die regte plek sit en nie dat ek die regte lewe lei nie. So met hierdie so 'n bietjie as agtergrond wil ek hê, kom ons lees vanoggend Lukas 14. Gaan net die eerste vers lees en dan gaan ek na vers 7 toe spring. Vers 1 gee net vir ons die konteks, die plek waar dit gebeur. Toe hy op 'n Sabbatdag na die huis van een van die leiers van die Fariseërs gegaan het vir 'n maaltyd, het hulle hom fyn dopgehou. Nou lees ons van vers 7 af. Toe hy opmerk hoe die genooides die ereplekke aan die tafel uitsoek, het hy die volgende gelykenis vir hulle vertel. Wanneer jy deur iemand na 'n bruilofsfees uitgenooi word, moet jy nie op die ereplek gaan sit nie, ingeval iemand van groter aansien as jy deur hom uitgenooi is. En hy wat hom en jou uitgenooi het, dan vir jou kom sê, maak plek vir hierdie man. Dan sal jy met skaamte die verste plek gaan inneem. Nee, wanneer jy uitgenooi word, gaan na die verste plek, sodat die man wat jou uitgenooi het, kan kom en vir jou sê, vriend, skuif nader. Dan sal jy aansien kry by almal wat saam met jou vir ete aanleen. Want elkeen wat homself verhoog, sal verneder word, en wie homself verneder, sal verhoog word. Jesus het ook vir die man wat hom genooi het gesê, wanneer jy 'n ligte ete of 'n groot maaltyd gee, moenie jou vriende of broers of familie of ryk bure nooi met die doel dat hulle, wanneer hulle op hulle beurt uitnooi en jy dan vergoed word nie. Nee, wanneer jy 'n feesmaal aanbied, nooi die armes, krepeles, verlamdes en blindes. En dan sal jy gelukkig wees, omdat hulle niks het om jou mee te vergoed nie. Want jy sal beloon word by die opstanding van die regverdiges. Toe een van diegene wat saam aangeleen het om te eet, dit hoor, sê hy vir hom, gelukkig is die een wat aan die maaltyd in die koninkryk van God sal deelneem. Toe sê Jesus vir hom, 'n man het 'n groot feesmaal gehou en baie mense uitgenooi. En toe dit tyd was vir die feesmaal, stuur hy sy slaaf om vir die genooides te sê, kom, alles is gereed.
Maar een na die ander het almal verskonings begin aanbied. Die eerste het vir hom gesê, ek het 'n stuk grond gekoop en dis noodsaaklik dat ek daarna gaan kyk. Ek vra u, verskoon my tog. 'n Ander een het gesê, ek het 5 paar osse gekoop en ek gaan hulle uittoets. Ek vra u, verskoon my tog. Nog 'n ander een het gesê, ek is pas getroud en daarom kan ek nie kom nie. Met sy terugkeer het die slaaf hierdie dinge aan sy eienaar gerapporteer. En toe die eienaar van die huis kwaad geword en vir sy slaaf gesê, gaan dadelik uit in die strate en steegies van die stad en bring die armes en krepeles en blindes en verlamdes hierheen. En die slaaf het kom sê, meneer, die opdrag wat u gegee het is uitgevoer en daar is nog plek. Toe sê die eienaar vir die slaaf, gaan uit na die paaie en lanings en dwing hulle om in te kom, sodat my huis kan vol word. Ek moet net gou hier stop, net voor ek die laaste vers lees. Want hierdie woord lyk nou baie snaaks, hierdie vertaling, en dwing hulle om in te kom. Net so 'n bietjie konteks om te verstaan, dwing hulle. In die Grieks sê dit eintlik, as jy dit vertaal na Engels toe, compel them, oorreed hulle om te kom. Onthou, dis nou die armes en die krepeles en die ouens wat nooit na sulke feeste sou gekom het nie, wat die uitnodiging uitgestuur is, en hulle het nooit belangrik gevoel nie, hulle het nooit gevoel, maar ons kan ingaan nie, ons gaan nie welkom daar wees nie. En dis hoekom die eienaar hom terugstuur en sê, maar gaan oorreed hulle, om eintlik te laat verstaan, hulle is welkom. So oorreed hulle, dwing hulle om in te kom, sodat my huis kan vol word. En dan die laaste vers. Want ek verseker julle, nie een van daardie mense wat aanvanklik genooi is, sal hulle mond aan my feesmaal sit nie. So in daai tyd, deel van die konteks van status was, hoe nader jy in die gasheer gesit het, hoe belangriker was jy, hoe groter eer het jy gekry, en daarom sien julle in die eerste gedeelte, hoe hy juist sê, maar moenie die naaste plek gaan soek nie, want daai tyd as die deure oopgemaak is, het gewoonlik mense gestorm om te kyk hoe naby hulle in die gasheer kan sit as by so 'n groot maaltyd, want dit het vir hulle status gegee. En dan hoor mens iets, as jy na hierdie gedeelte luister, en jy luister na Jesus se kommentaar, is hy amper asof hy vir hulle wil sê, maar onthou, God word nie beïndruk deur jou status nie. Dit wat mense van jou dink, dit wat jy bereik het in die lewe, dis nie wat vir jou status gee nie. God ken die gedagtes en die motiewe van my en jou hart. En ek dink die eerste les wat jy hieruit leer, wat Jesus juist vir hierdie mense wil kom leer, is nederigheid. Hy wil juist vir hulle sê, om vir hulle te help om te verstaan, jy wil baie graag dalk hierdie statusplekkie belangrik, voor almal jou status kom wys dat jy belangrik is, maar dis nie wat jy moet soek nie. Jy moet nie meer van jouself dink as wat jy regtig is nie. Moenie jouself belangriker ag nie, moenie hoogmoedig wees nie, dink ek is wat die Here eintlik vir ons hier wil sê. En daarom praat hy van, dat ons nederig moet wees, dat jy jou plek moet ken. En kom ons wees vandag eerlik. Jy gaan ook sien in die konteks van dit wat ons verder gaan ontdek in hierdie gedeelte. Dis die grootste probleem, hoekom mense vandag nie hulle geloof met iemand deel nie, is omdat ons hoogmoedig geword het. Dus dink, ek is belangriker, ek het al klaar, ken klaar God, ek is klaar kind van God. En ons sien onsself belangriker as ander mense, daarom reik ons nie uit nie. Ons hoogmoed verhoed ons baie keer om uit te reik na mense toe.
En iets daarvan gaan jy vandag ontdek. En dan hoor jy heeltyd hoe Jesus sê, maar moenie jouself verhoog nie, maar wees nederig. Jy moet altyd daai plekke neem. En ek dink Jesus is vir ons die grootste voorbeeld. Dink gou 'n bietjie aan Jesus se voorbeeld. Ek gaan vir jou 'n teksie opsit in Filippense 2. Dis my een van die mooiste gedeeltes van hier, as ek en jy maar net Jesus se voetspore sal volg en sy voorbeeld sal volg. Kyk gou na hierdie gedeelte. Paulus praat in Filippense 2, dan sê hy, daarom as daar enige aansporing is in Christus is, as daar enige troos uit die liefde is, as daar enige gemeenskap van die Gees is, as daar enige meelewing en ontferming is, maak dan by blydskap volkome deur eensgesind te wees, een in liefde, een van gees, een in denke. Deur nie iets uit selfsug of ydelheid te doen nie, maar in nederigheid die ander hoër te ag as homself. Deur elkeen nie net aan sy eie belange om te sien nie, maar ook na die van ander. Laat dan die gesindheid wat daar in Christus Jesus was, ook in julle wees. Hoewel hy die gestalte van God was, het hy gelykheid aan God nie beskou as iets om aan vas te klem nie. Maar hy het homself daarvan leeg gemaak, deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy in die vorm van 'n mens verskyn het, het hy homself verneder, deurdat hy gehoorsaam geword het, tot die dood toe. Ja, die dood aan die kruis. Ja, as jy hierdie gedeelte sien, dan gee Jesus vir ons 'n voorbeeld. Hy wat God, wat skepper is, wat van die troon afgeklim, om na my en jou toe te kom, om te dien. En dis die voorbeeld wat hy gestel het. En hy is die een wat by armes, by krepeles, by stikkenis uitgekom het, by malaatses. Hy het die reputasie gedra. Kyk daai ou wat by hierdie slegte mense uitkom. Jesus het homself nie hoër geag nie. Hy het gekom om met elkeen 'n pad te stap. Selfs met die vroue wat jy nie meer mag gepraat het nie, met die Samaritane, met elkeen het hy 'n pad gestap. Om die voorbeeld te gee. As ek en jy 'n pad saam met Jesus begin stap, gaan ek en jy begin leer om te sê, maar ek stel ander bo myself. Ek kyk nie meer af. Ek sien myself nie as hoër nie. Ek waardeer ander, almal as hoër as myself. En ek stel hulle behoeftes belangrik. Ek dink die tweede les wat ek in hierdie gedeelte sien, wat Jesus hierso ook vir mense wil juis kom leer is, nooi die wat jou nie kan terugnooi nie. Daar's niks fout om ander, om jou vriende en familie te nooi nie. Maar ek dink iets wat Jesus probeer sê, moenie net hierdie ouens nooi nie. Is dat ek en jy ook sal moeite doen om ander raak te sien wat die samelewing nie raak sien nie. Ander wie niemand sal nooi nie, dat ek en jy juis hierdie mense sal nooi. Dat ons sal uitreik, hulle raak sal sien en hulle sal innooi en dan hulle ook gasvryheid sal kom wys. Want dan sê hy, dan sal julle gelukkig wees omdat julle niks het om met daai mense niks het om jou te kan vergoed nie. Jy gaan gelukkig wees omdat jy juis hierdie mense raak gesien het. En dan die laaste gedeelte van hierdie gedeelte gaan oor God se groot fees wat hy kom hou het. En dan hoor ons in hierdie fees dat daar 'n klomp mense is wat nee gesê het. Nou, om net 'n bietjie konteks ook daaraan te gee. Hy noem nou die verskonings wat die ouens ook gegee het. Jog, ek het 'n stuk grond gekoop, ek moet gaan kyk, ek het beeste, klomp osse gekoop, ek moet hulle gaan uittoets en ek is getroud.
hierdie mense is mense wat almal klaar die uitnodiging aanvaar het. Onthou in daardie tyd het dit so gewerk, iemand wat 'n groot fees gehou het, sou sy diensknegte uitgestuur het en hulle sou mense gaan uitnooi het en hulle en daai mense sou geantwoord het. Hulle sou geweet het op daardie dag gaan daar 'n fees wees en ek is genooi en hulle moes geantwoord het ja, ek gaan. Hulle het nie geweet die tyd nie, hulle het dalk geweet dis die middag of is die aand. Maar daai gasheer moes eers gaan gereed maak. Hy moet weet hoeveel beeste of skape of wat hy moet gaan slag, sodat hy kan voorberei en die kos regmaak. En wanneer die kos amper reg is, dan stuur hy sy diensknegte uit. Maar gaan sê vir die mense, die fees is gereed, kom na die tafel toe. So as jy hierdie gedeelte lees, moet jy daai raak sien, is dat hierdie mense wat die diensknegte toe uitgaan, was klaar genooi. Hulle het klaar ja gesê vir die eienaar. Maar wanneer die laaste een kom nou, die fees is reg. Dan sê hulle nee, ek het iets belangriker om te doen. Daar's iets vir my wat belangriker is as om net die fees toe te gaan. As ek hierdie gedeelte hoor, dan is dit so belangrik dat ek en jy gaan besef hoe belangrik is dit dat ons regtig vir God gaan raak sien en herken vir wie hy is. En dat ons daai uitnodiging gaan aanvaar, dat ons nie later aan in ons lewens soveel dinge belangriker ag as God, dat ons sy roeping en sy dat ons uitgenooi is, nie gaan aanvaar nie. Dat ons lewens nie so besig raak met 'n klomp dinge wat belangriker as hy word, dat ons nie sal doen dit wat hy van ons vra nie. Het is belangrik dat ek hier dit raak sien. En daarom, omdat daai mense nee gesê het, vertel Jesus sê vir die gelykenis, help hy om te verstaan, maar dis hoekom God dan almal gaan uitnooi, die stikkenis, die krepeles, almal gaan uitnooi, en hulle oortuig moet word om te kom, dat hulle belangrik genoeg is, en dan sê hy aan die einde, maar daai mense wat nie sy uitnodiging aanvaar nie, sal nooit aansit aan die maaltyd nie. Vandag, as ek en jy hier sit, moet ons besef wie ons is. As jy hier sit, is jy uitgenooide. En jy het Jesus se uitnodiging aanvaar, is dit nie? Dis hoekom jy sit, jy's kind van God, jy's deel van God se gemeente. En die oomblik wanneer ek en jy deel van sy uitnodiging aanvaar het, as ek en jy kind van God geword het, het ek en jy 'n nuwe status gekry. Behalwe dat ek en jy kind van God word, is ek en jy ook nou diensknegte van God. Is dit nie? Ons is daar om God te dien. So in hierdie verhaal is daar 'n tweede posisie wat jy jouself ook moet bevind, wat jy jouself moet inlees in hierdie verhaal. Jy is nou God se diensknegt. En kom ek wys vir jou sommer net in 2 Korintiërs ook die status wat ek hier gekry het as ons die versoening van Christus ontvang het. Maar ek wil hê jy moet vandag by die huis gaan verder lees waar ons opgehou het en by vers 24 gaan lees die volgende verhale. Dan besef jy dit wat gebeur, want die volgende verhale gaan oor die eise van disippelskap, dit gaan oor die kragtelose sout, en dan gaan dit oor daai verhale van die verlore seun en die verlore skaap wat daar is. Dan kom mens agter in die konteks waar Jesus eintlik vir ons uitstuur as disippels om mense te gaan roep. Maar kom kyk gou in 2 Korintiërs 5 oor wie ek en jy word. Vers 19. Dit bestaan daarin dat God en Christus die wêreld met hom versoen het, deur hulle nie hulle oortredings toe te reken nie, en hy het aan ons die boodskap van versoening toevertrou. Aan wie het hy dit toevertrou? Aan ons wat versoening ontvang het. Ons tree dan op as gesandte ter wille van Christus, asof God self deur ons 'n beroep op julle doen. Ons pleit by julle om Christus ontwil, laat julle met God versoen. Ek en jy is die genooides, en as ek en jy die uitnodiging ontvang het, en ons is sy kinders geword, dan word ons ook die diensknegte wat ander gaan uitnooi. Ek het nou vir jou gevra, kyk bietjie langs jou.
Kyk na die leessitplekke. Die Here wil graag hê dat hierdie gemeente die ander wat nie hier is nie begin innooi. Maar ek hoor ook duidelik is dat ek en jy nie net daai mense van hoë aansien sal uitnooi nie. Ek weet nie of jy dit raak sien nie, maar dat ek en jy die sal nooi wat God nodig het. Hulle gaan dalk nie so belangrik in jou oë lyk nie. Hulle gaan dalk nie dieselfde sosiale status as jy het nie. Maar moenie op hulle neerkyk nie. Want in hierdie gedeelte hoor ek God se hart, God se behoefte, dat hy noem dit 2 keer in 2 gedeeltes, in 2 afsonderlike van hierdie gelykenisse, praat hy juis van die stikkenis, die krepeles, die armes. Dis dat ek en jy almal sal nooi. Dat hierdie gemeente ook 'n gemeente sal wees en dat elke kerk in Suid-Afrika 'n gemeente sal wees wat almal, die hele samelewing sal innooi. Arm en ryk. Stikkend en heel. Gesond en siek, maar dat almal sal deel word van ons gemeentes. God se uitnodiging is vir almal. Nie almal aanvaar dit altyd nie, maar ek en jy moet mense gaan uitnooi. Maar so belangrik dat ek en jy, as ons dit doen, dat ons gaan moet besef dat ek en jy kan dit alleen doen as ek en jy nederig word. As ons onsself nie belangriker as ander ag nie, want dan as ons onsself belangriker ag, gaan ons altyd neerkyk op stikkenis, op armes, op krepeles, op mense wat geen aansien het nie. En dan kan ons nie die liefde van Jesus oordra nie. Maar dis eers wanneer ek en jy nederig word, wanneer ek en jy jouself sien as een van die kleinstes, wat op die verste plekke gaan sit, as ons onsself as een van die minstes sien, eers as ons daai posisie ingeneem het, en ons sien elke ander persoon raak, kan ons regtig die liefde van Jesus na mense toe bring. En dan kyk ons nie meer af nie, dan kyk ons mense in die oë, en ons kan mense inneem, en ons kan liefde wys, en ons kan mense uitnooi, hulle innooi, maar dan gaan dit nie meer oor status en plek nie, maar dan gaan dit oor ek en jy is diensknegte van God, wat juis uitgaan om mense te nooi, na wat ons nou gesing het, 'n good Vader, God wat groot is en goed is, en waarvan ek en jy alreeds deel van hierdie feesmaal is, en God stuur vir my en jou, om dit te kom doen. Maar ek wil graag prakties raak. Ek wil vir jou 'n leefwyse gee wat jou gaan help om dit wat ons oor gepraat het vandag prakties te begin uitleef. En dis gebou op 'n Engelse woord. Dave Ferguson het 'n boek daaroor geskryf, Bless. Die bless lewenswyse wat ek sommer net vandag vir jou wil gee. Dit is gebou op die Engelse woord bless, en elkeen van daai het 'n ander betekenis. Die B staan vir begin to pray, begin om te bid. Maar ek wil jou uitnooi. As jy wil gehoorsaam raak in dit wat God vir ons leer, begin elke oggend, begin te bid, Here, wie wil U hê moet ek vandag raak sien? Wie wil U hê, moet ek vandag innooi in my lewe en 'n pad mee saamstap? Die oomblik as jy dit elke oggend gaan begin bid, gaan jy begin anders kyk na mense. Dan gaan jy begin luister en vra, Here, as jy iemand ontmoet, Here, is dit hierdie een? En dan gaan jy baie meer gereed wees om mense te kan uitnooi, om die liefde van Jesus te wys. Bid dat die Here vir jou geleenthede wys hoe om sy liefde met mense te deel. Want dan gaan ek en jy elke oomblik gereed wees om gehoorsaam te wees wanneer die Here vra. Tweede, en die L staan vir listen, om te luister. Ons is baie keer
Ons dink ons weet wat mense nodig het. As ek en jy 'n arm persoon sien, dan dink ons, ons moet kos en klere en komberse gee. Dink bietjie daaraan. Want ek en jy al gehoor wat daai persoon se regte behoefte is. Ons aanvaar so baie maklik. Maar so belangrik dat ek en jy gaan leer om te luister, dat ons 'n pad saam met mense sal stap, om regtig, nie net hulle fisiese behoeftes te hoor nie, maar hulle hartsbehoeftes te hoor, wat regtig in hulle lewe aangaan. En daarom is dit nodig dat ek en jy 'n leefwyse aankweek, om te begin luister na mense. Om regtig hulle hart te hoor. Want as ons luister na mense, begin ons verhoudings bou van vertroue. Want mense kom agter, hulle word gehoor. Jy hoor wat hulle met jou deel. Die derde een is, eat together. Eet saam met iemand anders. Wil jy nie net 'n koppie koffie, of 'n McDonald's burger, of iets, of nooi iemand vir 'n braai. Iemand wat jy nie noodwendig altyd sou genooi het nie. Maar wil jy nie net, behalwe jou vriende en behalwe jou familie, wil jy nie van tyd tot tyd plek maak om ander te nooi, wat jy dalk nooit sou genooi het nie, dat jy vir hulle sal innooi en gasvryheid vir hulle sal bewys. Die volgende S staan vir serve, om ander te dien, is dat ek en jy klein betekenisvolle dinge sal kry om vir mense mee te help. Kan wees om vir 'n bejaarde met inkopies te gaan help. Dit kan wees om iemand wat sukkel met skoolwerk, sommer kom help met skoolwerk, of 'n oproep te maak met wat jy weet van iemand wat alleen is, om net te bel en in te loer, hoe gaan dit? Die laaste een is S vir story. Om jou storie te deel is, wanneer jy pad saam met mense stap, dat jy jou storie sal deel, jou getuienis met mense sal deel oor wat die Here in jou lewe gedoen het. En dis daai getuienisse wat mense se lewens aanraak, want dan kom hulle agter, hoe stap jy 'n pad saam met die Here. Hulle sien hoe jy uitgereik het na hulle toe, en dit is wat mense oorreed, hierdie liefde, omdat hulle God se liefde in jou lewe raak sien, wat lewens verander. Daarom wil ek vir jou vra, wie nooi jy? Wie gaan jy nooi? Nie net om hierdie banke vol te maak nie, maar as ons 'n pad saam met mense stap, dan mag van daai mense wees wat jy nooi, wat hier eindig, of by 'n ander gemeente eindig, maar dit maak nie saak nie. Ek en jy is veronderstel om mense te nooi na God se koninkryk toe. Wie is daar in my lewe wat nog nie 'n plek aan God se tafel het nie? Dink gou 'n bietjie, wie is daai mense in jou lewe wat nog nie 'n plek aan God se tafel het nie? Tweede vraag, wie voel uitgesluit, onbelangrik of vergete in my gemeenskap? Want dis waarna toe die Here ons ook roep. Dis na hulle toe. Die wat jy ken, wat nog nie aan God se tafel is nie. Die wat uitgesluit, onbelangrik of vergete is in ons gemeenskap. Nou is die vraag, hoe gaan jy daarop antwoord? Hoe gaan die gemeente daarop antwoord? Gaan jy God se diensknegt wees? Amen. Kom ons bid saam. Wil jy nie net daar waar jy sit, self vir God kom sê, oor wat keer jou, wat maak jou bang vir? Jy's vir hierdie oproep om uit te gaan, om mense te gaan nooi. Want daar is sekere dinge wat my en jou weghou, daarvan wat ons keer, wat ons verhoed. Wil jy nie jou hart kom oopmaak en vir die Here kom erken, wat is dit nou?
wat jou bang maak of terughou om dit te doen. Dan wil jy dit nie vanoggend vir die Here kom gee. Gee dit vir hom. Vader, U hoor vanoggend ons vrese. U hoor dit wat ons verhoed om U opdrag uit te voer. Maar Vader, ons wil hierdie vrese, ons wil hierdie dinge wat ons terughou, wil ons vanoggend in die hand kom plaas. Ons wil dit na U toe bring en sê, hierso Here, kom help ons. Kom verander dit wat ons terughou. Ons wil nie hê dat dit in die pad moet staan. Nee, Here. Ons wil die diensknegte wees wat gehoorsaam is. En daarom bid ons Vader, omdat ons bang is, omdat ons nie weet hoe om so 'n gesprek met mense te begin, Here, kom vat hierdie vrees, kom gee ons vrymoedigheid. Vader, is dit wat dit ook al is, wil ons vanoggend aan die voete kom neerlê. En vra Here, kom verander dit in bereidwilligheid en vrymoedigheid, en dat U Gees vir ons sal oproep om nie 'n gees van vreesagtigheid te hê nie, maar dat U vir ons 'n gees van vrymoedigheid gee, wat passievol is oor elke persoon wat rondom is in hierdie dorp, in hierdie stad. Vader, dat ons sal bereid wees om selfs na die steegies toe te gaan. Daar waar niemand uitreik nie. Dat ons sal uitreik om juis so toe te gaan. Om daar mense raak te sien, te ontmoet, en dat ons ook net sal besef, Vader, help ons om te besef dat elke persoon U liefde werd is, en dat U lief is vir elkeen, en dat U liefde ons sal dring en oortuig om uit te reik, om ander te nooi, om U te ken en in U feesmaal te wees, om deel van 'n geloofsgemeenskap te word wat mekaar dien en vir mekaar sorg en vir mekaar omgee. Mag ons 'n gemeenskap word wat so omgee vir elkeen wat U omgee vir. Ons bid en vra dit in Jesus naam. Amen. Ons gaan 'n lied saam sing. Maar ek wil eintlik net hê ons moet net so bly sit, en dis eintlik 'n gebed wat ons gaan saam sing. Laat Heer U vrede deur my vloei. Laat Heer U vrede deur my vloei. Waar haat is, laat ek daar U liefde bring. Laat ek in pyn en smart vertroostend wees, en krag gee deur geloof in U, o Heer. O Heer, help my om altyd so te leef, om ander hoor as myself te daag. Ja, om liefde ander bo myself, en ook eerder te gee as te verwag. Laat Heer U vrede deur my vloei, en laat ek hoop gee waar daar twyfel is. Ek wil U lig in duisternis laat skyn, laat ware vreugde altyd uit my straal. O Heer, help my om altyd so te leef, om ander hoor as
was myself te ag. Jou liefde het ander bo myself, en ook eerder te gee as te verwag. Laat hierdie vrede deur my vloei, leer my ook om soos U te kan vergeef. Maak my bereid om aan myself te staan, dat ander U al meer in my kan sien. Jy het nou sy uitnodiging ook gehoor, as jy dalk en iemand wat, een van die jong kinders, wat daar bly in die kinderhuis wil ontvang, wil jy nie hulle kom uitnooi nie, wil jy nie kom uitvind nou hierso na die diens, om te hoor hoe jy vir hulle ook kan uitnooi nie. Dis dalk die eerste stap waar jy kan begin. Ontvang die seën van die Here. Mag jy elke dag, as jy in die teenwoordigheid van die Vader staan, mag jy uit sy uitgestrekte arms vir jou sien, dat hy jou ontvang in sy liefde. Mag sy liefde jou lewe verander. Mag sy liefde jou vooroordeele vir mense kom verander. Mag jy Jesus se uitnodiging om sy disipel te wees aanvaar. En mag jy saam met Jesus elke dag stap om sy genade met elkeen te deel. En mag die Heilige Gees jou krag gee en jou lei om sy getuie te wees, om ander te nooi na hom. Gaan in sy vrede. Amen. Ek wil gereed wees vir die wind wat kom. Ek wil gereed wees vir die bruidegom. Ek wil gereed wees as hy ons kom haal. Ek wil gereed wees as Jesus